Heilig is die Lam. Heilig is die een wat kom mens word het, wat die hemele agtergelaat het, sodat ons hemel kan sien. Heilig is die een wat die prys kom betaal het wat ons nooit sal kan betaal nie. Hemelvader, U is so goed. En Vader, dankie vir die oomblikke wat ons in aanbidding net by U voete kan kom sit, kan kom stil word en kan kom sing, Here, U is waardig. En Vader, ek wil vra vir elkeen vanoggend wat hier is wat nood het. Vader, mag U kom voorsien. Vader, die wat vanoggend hier is wat met gebroke harte staan, mag U kom herstel. Vader, die wat vanoggend hier staan wat siekte in hulle liggaam het, mag U kom genees. Vader, mag U vanoggend kom verhoudings herstel. Vader, mag U vanoggend kom werk soos wat net U kan. In Jesus naam. Amen. Amen. Julle is welkom om julle sitplekke te neem. Dit is altyd vir my baie lekker om saam met julle te aanbid en om 'n Sondagoggend ook so te begin. En die afgelope paar weke, ons het verlede week begin met dit, maar ons is besig met hierdie reeks oor die geskenk van die Gees. En ons kyk veral na Handelinge, na die vroeë kerk en wat daar gebeur het. Want dit was die mense wat eerstens nog Jesus gesien en geken het, maar wat ook die heel eerste mense was wat die uitstorting van die Heilige Gees ervaar het. En een van die ongelooflike goed van die hele boek van Handelinge is nie net dat dit die storie van die kerk is nie, maar is eintlik hierdie ongelooflike verhaal van mense wat verander. Mense wat een manier was en dan vir een of ander rede nie meer so is nie. Sien, wanneer ons die disippels in die evangelie ontmoet, dan kry ons 'n paar interessante ouens. Ons kry 'n paar mense wat, baie keer as ek dit lees, dan wonder ek, Jesus, hoekom het jy juist hierdie ouens gekies? Want hulle was verward gewees, hulle was bang gewees met tye, hulle was verskriklik onseker. Daar was baie kere wat ek gevoel het, Jesus dieselfde ding oor en oor moet verduidelik, en hierdie ouens vat regtig hulle tyd om te verstaan wat Jesus vir hulle probeer sê. En behalwe dit is daar 'n hele paar keer wat hierdie ouens nogal baie eintlik selfgesentreerd is. Alles wat hulle doen moet gaan oor hulle. Ek dink aan die keer wat die disippels vir Jesus kom vra het, so wanneer hierdie koninkryk kom, wie gaan dan nou die belangrikste wees? Maar dit is presies die teenoorgestelde van wat Jesus hulle probeer leer het. En die ongelooflike ding is, wanneer ons hulle na Pinkster, na die uitstorting van die Heilige Gees ontmoet, dan is daar iets heeltemal anders. Sien, is nog steeds dieselfde mense, dis dieselfde persoonlikhede, dis dieselfde wêreld wat hulle in leef, dis dieselfde oppositie wat hulle ervaar, maar hulle reageer anders. So iets moes kom verander het. En die antwoord is definitief nie in opleiding wat hulle gekry het nie. Dis definitief nie meer ervaring nie, dis nie ouderdom nie, want meeste van hierdie ouens was rarig nog jonk gewees. Was nie selfvertroue nie, maar die een ding wat verander het, was die Heilige Gees wat uitgestort was. En die storie wat ek vandag met julle by wil stil staan is in Handelinge 4, en is 'n ongelooflike storie. Want wat ons hier kry is vir Petrus en Johannes wat voor die Engelse woord is die Sanhedrin, wat die ou Joodse howe was. So dit is dieselfde mense wat vir Jesus gekruisig het. Dis dieselfde mense wat besluit het dat Jesus met sy lewe moet betaal, omdat hy God se woord uitgedra het. Omdat hy mense genees het en omdat hy 'n verskil gemaak het. En nou in hierdie gedeelte staan Johannes en Petrus voor presies hierdie mense. Omdat hulle iemand genees het en omdat hulle gepraat het van Jesus. En ek wil begin by vers 1 tot 3 wat sê, Petrus en Johannes was nog besig om met die skare te praat, toe die bevelvoerder van die tempelpolisie en 'n klomp van die Jode se godsdienstige leiers daar aankom.
Hulle was woedend omdat die apostels vir die mense gesê het dat Jesus uit die dood opgestaan het en dat elkeen wat dit glo ook uit die dood sal opstaan. Daar op die plek het hulle vir Petrus en Johannes gevang en in die tronk gegooi. Die 2 apostels moes in die tronk bly tot die volgende oggend toe. Sien, wanneer hierdie gebeur, is dit eintlik nog in die skaduwee van die kruis. Want hierdie gebeur omtrent net na die uitstorting van die Heilige Gees. Dis dieselfde mense, dieselfde magsstrukture, dis dieselfde dreigemente en is ook dieselfde moontlike uitkoms wat voor hierdie 2 disippels staan. Sien, die kruis was nog vars in almal se geheue gewees. En die gevaar was werklik vir Petrus en vir Johannes gewees. Dit beteken nie dat die disippels vreesloos was omdat die risiko ewe skielik verdwyn het nie. Die risiko was nog steeds daar gewees vir hulle, maar wat verander het was hulle houding teenoor hierdie risiko. Wat verander het was waar hulle in verhouding met hierdie risiko nog gestaan het. Want daar's 'n ongelooflike verskil vir my tussen die ou Petrus en die Petrus wat ons hiervan lees. Sien, dis onmoontlik om hierdie gedeelte te lees en nie daai ongelooflike teenstelling te ervaar nie, want voor die kruis was Petrus die een gewees wat altyd groot beloftes gemaak het. Hy was vurig gewees in sy geloof en hy verklaar so hard en groot sy lojaliteit en hy sê ook hy sal saam met Jesus sterf. En toe kom die druk. Net na Jesus gekruis is, toe kom val hy. Nie voor soldate nie, nie voor die hof nie, maar voor doodgewone mense wat vir 'n eenvoudige vraag gevra het. En nie net 1 keer nie, maar dit gebeur 3 keer wat dit so met hom gebeur. Hy ontken Jesus. En die vraag vir my altyd is, maar hoekom? Nadat hy so vurig was om te sê, ek sal nie dit doen nie, gaan hy en hy gaan doen juis dit. Sien, ek dink op daai stadium was vrees die stem wat sy lewe bepaal het. Die vrees vir wat as hulle my ook aan 'n kruis gaan vasmaak, wat as ek dalk ook met my lewe moet betaal. Maar toe die Heilige Gees uitgestort was, dis daar iets wat in Petrus verander. In vers 8 praat dit van Petrus se reaksie teenoor hierdie hof, wat sê Petrus was vol van die Heilige Gees se groot krag, en hy het dadelik geantwoord. Sien, Lukas wat Handelinge geskryf het, ek dink hy wil hê ons moet die verband sien tussen die ou Petrus en die nuwe Petrus. Sien, die held van die verhaal was nooit Petrus gewees nie. Die held van hierdie storie is die Heilige Gees wat in Petrus was, wat vir hom die krag gegee het om daar te staan en te praat ten spyte van die vrees wat hy in sy hart ervaar het. Sien, want die Gees gee nie net krag vir wonderwerke nie. Want baie mense, as ons dink aan die Heilige Gees, dan dink ons aan die wonderwerke wat gebeur het. Ons dink aan wonderwerke wat nog steeds gebeur. Dink aan die tekens, die wonders, die genesings, die bonatuurlike manifestasies, maar in Handelinge sien ons iets wat so maklik gemis kan word. Sien, een van die grootste wonderwerke van Pinkster was die transformasie, die verandering van die mense gewees in wie die Heilige Gees 'n verandering kom bring het. Mense wat voorheen teruggetrek het, tree nou vorentoe. Mense wat voorheen geswyg het, wat eerder stil gebly het, kom nou vorentoe en hulle kom praat nou die waarheid. Mense wat voorheen deur vrees beheer was, kom nou en word deur gehoorsaamheid aan die Gees en aan sy stem gelei. Sien, die Gees het nie net krag gegee om iets te kom doen nie. Die Gees het 'n krag kom gee om iemand te word. En dis hoekom die vroeë kerk eenvoudiglik so anders was. Sien, hulle het nie net bloot nuwe ervarings gehad nie. Hulle het nuwe harte gehad. Hulle het 'n nuwe perspektief gehad en 'n nuwe manier om hierdie wêreld in te tree gehad. Sien, in die vroeë kerk se reaksie is die sleutel, want wanneer Petrus en Johannes vrygelaat word van hierdie hof af, gaan hulle terug na hulle gemeente toe. Hulle gaan terug na hierdie ongelooflike vars Christene. En dan gebeur iets merkwaardig. Hulle gaan nie en hulle gaan sê hoe sleg die hof was omdat hulle gearresteer was vir dit wat hulle gesê het nie. Hulle gaan nie en hulle gaan
betaal kwaad vir kwaad terug nie. Hulle kom by hulle mense aan en hulle bid. Maar wat hulle voor bid is ook vir my die snaakse ding. Sien, hulle bid nie vir beskerming nie. Hulle bid nie dat die vervolging sal ophou nie. Hulle bid nie en vra dat God hulle sal verwyder van dit wat hulle nou hulle self in bevind nie. Hulle fokus nie op die bedreiging nie, maar hulle fokus op God. Dis in die gedeelte wat daai gebed begin. Dan praat hulle juis oor, Here, dis U wat die wêreld gemaak het. U het die aarde geskep en U het elke persoon geskep en U weet wat in hulle harte aangaan en U weet wat besig is om te gebeur en ons weet U is besig om te werk en wat gebeur is op die einde van daai gebed in vers 29 tot 30 staan daar, nou is hierdie spul mense weer besig met hulle bose planne. Sien asseblief tog raak hoe hulle ons probeer bang praat. Ons is U diensknegte. Help ons, sodat ons nie vir hulle sal bang wees nie. Help ons om steeds te bly praat oor U wonderlike plan om sondaars te red. Raak ander mense ook aan, sodat daar nog baie groot wonderwerke en genesing sal plaasvind. Oral waar ons oor U praat. Doen dit asseblief deur U dienaar, Jesus. En hulle fokus is nie op die dreigement nie. Hulle fokus is op, kom ons brei hierdie nog verder uit. Mag U kom werk, dat nog meer mense sal hoor, laat daar nog meer wonderwerke kan gebeur, laat hierdie hof, wat ons probeer oortuig dat ons verkeerd is, nie anders kan as om te sê, maar wat julle besig is om te doen, is eintlik die regte ding nie. Wat hulle daar besig is om te sê, is Hemelvader, mag U Heilige Gees die getuienis bring, wat hierdie wêreld nie kan ontken, dat U goed is en dat U God is nie. Hulle vra nie vir enigiets om weggevat te word nie. Hulle vra vir die Heilige Gees om te kom werk, selfs in die mense wat vir Jesus ontken het. Dit laat my dink eintlik aan 'n skip in die see. Ons praat die afgelope paar weke nogal baie oor bote en ons gaan ook 'n paar keer in die volgende paar weke. Maar elke boot het 'n anker. En hierdie anker se werk is nie om die wind te probeer stilmaak nie. Die anker se werk is nie om die see rustiger te kry nie. Die anker se werk is nie om die omstandighede te verander nie, maar ten spyte of te midde van hierdie storm, is die werk van hierdie anker om die boot vas te hou, om die boot geanker te hou, om die boot veilig te hou en om die boot stabiel te hou. En wanneer die Heilige Gees mense kom vul, dan word hy daai anker in ons lewens. Sien, die storm rondom ons kan nog steeds woed en kan nog steeds raas, ons kan nog steeds die dreigemente hoor rondom ons van die wêreld. Die druk kan nog steeds kom, maar die Heilige Gees laat toe dat ons nie meegesleep word nie. Sien, die antwoord van God in hierdie gedeelte, soos wat hierdie gemeente bid vir hierdie vrymoedigheid, en antwoord God, en antwoord dit op 'n interessante manier. Wat gebeur in vers 31 sê, na hierdie gebed, het die gebou waarin die gelowiges bymekaar was, begin skud. Dit is veroorsaak deur die Heilige Gees wat met sy groot krag opnuut van hulle lewens besit geneem het. Hy het hulle gehelp om vreesloos aan te hou, om oor God te praat en sy woord bekend te maak. Sien, die antwoord op hulle behoefte was nie net nog 'n ontmoeting gewees nie. Dit was nie net nog 'n ervaring gewees nie. Dit was verandering gewees. 'n Vars vervulling met die Heilige Gees. Dis asof Lukas vir ons wou kom skryf en vir ons kom sê, wanneer die kerk druk ervaar, wanneer ek en jy bedreigings ervaar en wanneer die kerk onseker voel, is die oplossing nie minder afhanklikheid van die Gees nie, maar meer daarvan. Meer afhanklikheid van die Gees. En dis hoekom elke tema vir hierdie reeks praat van meer as vrees, meer as geloof. Van die Heilige Gees kom en gee vir ons meer. Dis die vroeë kerk se antwoord op elke uitdaging was nie beter strategie nie, maar dit was meer van die teenwoordigheid van die Here. Meer bewustheid van sy Gees
en meer van hom in elke oomblik van elke dag. Sien, ons leef in 'n wêreld waar ons nog steeds deur vrees geguide word. Waar vrees ons nog steeds probeer in 'n rigting stuur. Of dit nou vrees is van die toekoms, vrees vir mislukkings, vrees vir verwerping, vrees vir verlies. Elke vrees wat die wêreld voor ons kom probeer indruk, probeer die wêreld ons in 'n rigting stuur. Maar die vraag van Handelinge is nie waarvoor is ek en jy bang nie. Die vraag wat Handelinge 4 vir ons vra is, watter stem is besig om jou te vorm? Watter stem is jy besig om te volg? Die stem van vrees of die stem van die Gees? Sien, jou lewe word gevorm, of word jou lewe gevorm deur die vrese van die wêreld, of word dit vir jou gevorm deur die teenwoordigheid van die Gees in jou lewe? Want die doel van die Heilige Gees was nooit bloot om my en jou net gemaklik te laat voel nie. Dit was om my en jou getrou te hou. Die doel van die Heilige Gees was vir my en jou om die Here se stem te kan hoor. Om hom te kan volg en om in verhouding met hom te kan leef. Op 'n stadium beskryf Jesus die helper wat hy gaan stuur. 'n Helper. Iemand wat langs jou inkom en jou ondersteun, ten spyte van die omstandighede. Ten spyte van dit wat jy ervaar. Ten spyte van die leuns wat die wêreld dalk besig is om van jou te sê. Sien, die wonder van Handelinge 4 vir my, is nie dat die bedreigings wat hierdie disippels ervaar het, weggegaan het nie. Die wonder is dat die kerk nooit teruggetrek het nie. Is dat die kerk nooit teruggestaan het nie. En weer eens, die kerk is nie 'n gebou nie, dis die mense. Sien, mense wat daar was gevul met die Heilige Gees, omdat hulle ontdek het, dat daar iets groter is, as die vrees, wat die wêreld vir hulle probeer voorlê. En dit is die teenwoordigheid van die Here. Want wanneer die Gees mense vul, dan word vrees nie meer die stem wat hulle lewe bepaal nie. En ek wonder vanoggend vir baie van ons, as ons kyk na alles wat in die wêreld aangaan, watter stem is besig om my en jou lewe te bepaal? Watter stem is ek en jy besig om te volg? Is dit die stem wat vir ons sê, die ekonomie is so sleg, daar's nie 'n toekoms nie. Daar's oral oorloë wat besig is om uit te breek, so watter hoop is daar vir hierdie wêreld? Ons lees van mense wat vermoor word en korrupsie en al hierdie slegte goed in die wêreld en is maklik vir daai stem om ons net vorentoe te vat in hierdie donker tonnel in van hopeloosheid. Maar wat die Heilige Gees vir my en jou kom sê, is ten spyte van dit wat jy ervaar, ten spyte van die leuns wat die wêreld nou kom probeer voorlê, is daar hoop. Is daar 'n groter plan? Ten spyte van dit wat jy oral in die nuus raak lees, is die Here besig om jou te roep om 'n verskil te maak waar jy is. Ten spyte van die ekonomie wat so swaar is die Here nog steeds besig om te voorsien. Ten spyte van siektes wat ons in die wêreld sien wat besig is om uit te breek en mense wat siek word, is die Here nog steeds besig om te genees. Die vraag is, watter van daai twee stemme gaan ek en jy volg? Die stem van die vrees of die stem van die Gees? Sien, as ons na Handelinge 4 kyk, is dit baie maklik om die vrymoedigheid van Petrus en Johannes te bewonder. Maar wat ons moet onthou, is hulle vrymoedigheid het nooit by hulle self begin nie. Hulle vrymoedigheid het by die kruis begin. Die rede hoekom Petrus voor die Joodse raad gestaan het, was omdat Jesus reeds voor Pilatus gestaan het. Die rede hoekom Petrus nie meer deur vrees beheer was nie, was omdat Jesus reeds die grootste vyand oorwin het. Die kruis het alles kom verander. Die kruis was die eerste tree dat die kerk van Handelinge kan optree soos wat hy het. Want wanneer die vroeë kerk bymekaar gekom het hulle nie net die wonderwerke onthou nie. Hulle het Jesus onthou as persoon. Hulle het sy liggaam onthou wat gebreek is en hulle het sy bloed onthou wat gevloei het. Hulle het onthou dat hulle hoop nie in hulle eie moed lê nie, maar in sy voltooide werk.
Een van die laaste woorde wat Jesus op die kruis gesê het, was tetelestai. Beteken, dit is volbring. Dit was 'n besigheidsterm, wat meestal in transaksies gebruik word. So wanneer iets gekoop was, dan was daar gesê, tetelestai. Dit beteken, die transaksie is klaar. Die skuld wat betaal was, of die skuld wat moes betaal word, is betaal. Daar is nie meer skuld enige kant toe nie. Dit is volbring. Dit is voltooi. En dit is klaar. Ek gaan jou nooi vanoggend om van die brood en van die sap te kom kry. En ons gaan vanoggend saam nagmaal gebruik as 'n herinnering dat dit volbring is. Dat die prys reeds betaal is. Dat my en jou krag nie in ons eie moed lê nie, maar in die krag lê wat die Heilige Gees vir my en jou kom gee, ten spyte van dit wat in die wêreld aangaan. So ek gaan jou vra, kom kry brood, kom kry sap, dan gaan ons dit saam gebruik en saam bid. Voordat ons volgende nagmaal wil gaan gebruik, vlak jy vir hom vir 'n oomblik te dink aan die disippels. Sien, daar was 'n tyd wat hulle weggehardloop het. Daar was 'n tyd wat hulle bang was, daar was 'n tyd toe hulle self agter geslote deure toegesluit het. Jesus het hulle nie laat staan in hulle mislukkings nie. Jesus het hulle kom herstel. Hy het hulle kom vergewe. Hy het hulle kom vul met sy gees. En hy nooi hulle na sy tafel toe. Soos wat hy my en jou vandag ook na dieselfde tafel toe nooi. Nie omdat ons sterk is nie. Nie omdat ons alles in hierdie week wat verby is reg gekry het wat ons wou nie. Nie omdat ons sonder vrees leef nie. Maar eenvoudiglik net omdat sy genade genoeg is. En terwyl jy die brood vashou, in Lukas 22 sê dit, dis my liggaam wat vir julle gegee word. Neem dit tot my gedagtenis. Die liggaam van Christus herinner ons dat God nie op 'n afstand gebly het nie, maar dat hy my en jou wêreld ingekom het. Dat hy ons pyn gedra het, ons sondes gedra het en die prys kom betaal het wat ons nie kan betaal nie. Kom ons neem die brood nou saam. Terwyl jy die beker vashou, in Lukas 22 weer eens, sê dit hierdie beker is die nuwe verbond. Dis my bloed wat vir julle uitgestort is. Dis in die bloed van Jesus herinner ons dat ek en jy vergewe is. Sonder enige bybedoelings. Sonder enige aparte verwagtings. Ons is vrygespreek. En ons hoort aan die Here. Dat die skuld van die verlede nie meer die finale woord in ons lewens het nie. En dit is juist daarom dat ons nie deur hierdie vrees van die wêreld hoef te leef nie. Want die kruis verklaar dat Christus reeds oorwin het. Kom ons neem nou die beker saam. Jesus, vandag onthou ons U. Ons dank U vir U liggaam wat gebreek is. Ons dank U vir U bloed wat gestort is vir ons. En ons dank U dat ons vergifnis, genade en 'n nuwe lewe kan ontvang. Vader, soos U die vroeë kerk met vrymoedigheid gevul het, vra ons dat U ons ook met U Gees sal kom vul. Mag ons nie deur vrees beheer word nie, maar Vader, net deur die sekerheid dat ons aan U behoort. In Jesus naam. Amen. Amen.